7 Januarie 2023. Die tyd is nou 16:04. Daarom snaaks hoe volksgenote wat altyd iets te sê het, altyd negatief praat wanneer daar 'n organisasie of 'n groep organisasies of 'n klomp individue by mekaar begin staan. Dan verwys ek spesifiek na Chanel Gerber se videoetjie wat sy gemaak het, waarvan ek 'n uittrek sal hier gaan speel vir die hele wêreld om te sien hoe 'n sogenaamde Christen 'n video maak wat daarop dui dat hulle van plan is, hulle faksie van die boerevolk. En ek glo sy praat namens almal wat van Jahwe praat en van Yeshua die Messias praat en wat vasglo dat hulle die uitverkorenes van die volk Israel is, die oorblyfsel. Interessant hoe sy baie subtiel, en ek sien nie die werking van die Heilige Gees hier nie. Ek wil vir u sê, ek sien die werking van die Satan in die samestelling van daai hele video. En ek gaan vir u sê hoekom. Ek gaan myself kwalifiseer en vir u sê hoekom ek so sê. 1 Korintiërs 13 staan duidelik geskryf. Maar diegene verag Paulus. Hulle wil niks van Paulus weet nie. Die liefdesgebod wat in Efesiërs 6 duidelik handel oor die dra van die vrug van die Gees. Met ander woorde, geduld, lankmoedigheid, sagmoedigheid, word glad nie gedra in hierdie video. En dit blyk vir my hoe meer die groeperings wat probeer saam staan ter wille van niemand anders as die behoud van die wit vel in hierdie land. Hoe meer hulle begin saam staan en begin vordering maak, hoe meer kom hierdie faksie, hierdie ouens wat lyk vir my die brein, want elke ou daar dra 'n breinpak. En hy glo vas, hy is die ou in die breinpak, wat die volk moet kom red. En hierdie is niks anders as strategiese pogings om eenheid te vernietig in die volk. En dit is baie duidelik dat hierdie mense so onnosel is. Ek wil nie daai woord gebruik het. Dat hulle op die betaalstaat van die misdaadintelligensie, nasionale intelligensie, die staatsveiligheidsraad ensovoorts is. En lyk vir my geldjies vat om verdeeldheid te veroorsaak, want hulle doen niks anders as om gewone mense, jou gewone publiek wat rigtingloos is op hierdie stadium. Ons almal sit en wonder waar ons volgende bord kos vandaan gaan kom. Ons almal sit en wonder waar ons volgende salaris vandaan gaan kom. Of ons nog 'n inkomste gaan hê teen die einde van die maand. U weet die nasionale demokratiese revolusie het 'n baie duidelike pad wat hy loop. En die oorsaak dat daar nie gekonsolideer word in die boervolk nie, lê ek suiwer voor die deur van hierdie mense wat loop en op godsdiens se rug ry. En godslasterlike dinge sê. Deur Christene wat glo in Jesus die Christus, die Messias, die verlosser van ons sondes en die werking van die Heilige Gees. Kom vernietig deur hulle lasterlike uitsprake.
Julle kom en sê dat die boervolk is onder 'n strafgerig. Nou kom ek sê vir jou, jy het jouself onder 'n strafgerig geplaas en jy wat dit spreek, gaan verantwoordelik gehou word vir die bloed wat in die strate afloop. Want nie een van julle wat so loop in skel, en so loop en kwets, en so loop en skinder, hulle self so besig hou op die vyand blaaie, want dis al wat hulle doen, het rekening gehou daarmee, dat Louis Liebenberg dalk net 'n stem in sy oor gehoor het, die stem van die Allerhoogste God, die stem van die Heilige Gees, die Ruach, wat vir hom wakker gemaak het en gesê het, ry en kandla toe nie. Nie een van julle het rekening gehou daarmee. Nie een van julle het rekening gehou daarmee, dat ons hom dalk 'n kans moet gee om te sien waarheen dit loop nie. Maar julle kom sogenaamd strategies en julle noem julle self ou veterane en ou soldate, kom ek sê vir jou in jou gesig man, weet jy weet waar ek bly, almal weet waar ek bly, kom sê vir my in my gesig, dat ek is 'n verraaier. En kom doen nie saamtrend. Bring jou bende, my maat, bring jou bende, ek wag vir jou. Jy wat my wil trap, laat die derms in die pad loop. Ek daag jou uit, kry jou skerpskutters, kry jou gewapende magte en kom haal my uit. Kyk of jy dit kan doen. Julle kon nie eers Louis Liebenberg se diamante steel nie, want die Heilige Gees het hom gewaarsku. Julle is die wit maffia in hierdie land, wat uitgeroei behoort te word. En ek waarborg julle, julle gaan dieselfde pad loop, as wat Harry Knudsen geloop het, en wat die boere mag geloop het. Mense wat op vandag se datum en tyd, hulle self nog regverdig, deur terroriste dade te pleeg, om hulle sogenaamde vryheid te probeer bewerkstellig. Julle is besig om van die wit volk in hierdie land 'n karikatuur te maak. Liegstories te loop en vertel oor wat by Maselspoort gebeur het. Dit lyk vir my, daar was toe nie 'n 3-jarige kind in die swembad ingegooi nie. Nou swyg die manne wat hierdie stories gebreek het, hierdie stories loop en vertel het. Waar is die 3-jarige kind? Willem Petzer? Waar is hy? Julle wil almal se betrokkenheid hê, maar dan loop jy voor en lieg vir die publiek. En dit wil vir my voorkom, ek ken nie al die feite nie, dat daardie voorval is toe 'n rassistiese voorval. My volksgenoot, jy moet begin kies na wie jy luister. Jy moet begin kies vir wie jy jou ore uitleen. Jy moet begin kies wat se tipe boodskappe jy op sosiale media versprei. Want jy is aandadig. Jy is aandadig aan die opwelling en die provokasie van swart volkere in hierdie land, wat niks daarvan gaan dink om jou woonbuurt in te vaar en jou uit te wis, omdat daar 'n reuk van rasisme en 'n reuk van rassehaat in jou neus is nie. En ek wil vir jou een ding sê. Moenie huil as daar 'n dagvaardiging in jou posbus beland van Forever Diamonds and Gold, omdat jy 'n privaat maatskappy se naam deur die modder sleep, wat verantwoordelik is vir die betaal van salarisse van miljoene rande per maand nie. Moenie jy aandadig raak as jy dit dalk reg kry om daai maatskappy soveel skade te doen, laat daar honderde mense nou sonder werk gaan sit nie.
Gaan jy vir hulle werk gee, Willem Petzer? Gaan jy vir hulle werk gee, Skalk van der Merwe? Gaan jy vir hulle werk gee, Naspers, News24? Julle moet dink, man. Julle moet dink. Want kom ek sê gou vir julle. Ons spandeer ons tyd om ons planne in plek te sit, om ons leierskappe in ons dorpe in plek te sit. Om een rede, om jou gat te beskerm as die waansinnige hordes op jou voorstoep opdaag. Ons het ligjare gevorder, maar ons kon al in plek gewees het as die publiek nie mislei was deur hierdie klomp Israeliete nie. Julle is mislei in hierdie land, man. Julle word nie belieg deur die ANC nie. Die ANC is 'n rowerbende. Ons weet hulle is 'n klomp skelms. Ons weet die EFF is 'n klomp skelms. Maar kom ek sê gou vir jou. Julius Malema het 'n magsbasis van 2 tot 3 miljoen mense. Nou ek dink jy het 2 tot 3 miljoen impies al in aksie gesien nie. Ek dink ook nie jy wil nie. En ek dink die mense wat hierdie video kyk vanaand, of môreoggend, wat in KwaZulu-Natal was, toe die 500 hier en die 300 daar in hulle woonbuurt is opgedaag het. Ek het stemboodskappe gehoor van paniekbevange mans wat gehuil het soos babiekies. Boerelegioen se bevelvoerder was later so moeg, dat hy in sy agterplaas gaan sit en huil het. Hy kon nie meer nie. Nou ek dink nie jy wil sien dat die Zuma-faksie, die RET-faksie opdaag in jou woonbuurt nie. Want weet jy wie gaan hulle join? Weet jy wie gaan hulle join? Die rooi overalls. En jy kan nou maar groot bek wees, my ou maat, wat in die 80's laas in die weermag was. Wat geen opknapping gekry het tot op datum nie. Jy kan maar groot bek wees en sê jy sal vir hulle wag, jy en jou 5 manne. Jy het geen idee waarvan jy praat nie. Jy was deel van 'n nasionale weermag toe jy in Angola was. Maar jy het nou niks. En moenie dink 'n bevelstruktuur gaan sommer mekaar spring nie, want wie gaan na wie luister? Jou kop raas. Ons het 'n oproep gemaak in 2016 dat die volk moet op parade kom en hulle moet gestruktureer word as jy wil oorleef. Jy moet aan range kom. Daar moet vlakke van bestuur kom en die dorpe moet 'n vlakke van bestuur funksioneer. En jy wat in 'n GPF is, ek gaan gou vir jou boodskap gee. Laat die scenario wat ek nou vir jou geskets het, die 2021 scenario van KwaZulu-Natal, dat hy na jou dorp toe kom. Laat ons kyk of jy in staat is, my ou maat, wat dink, jy sit nou in die voorsitterstoel van die GPF, en jy's hand om die blaas met die polisiebevelvoerders. Of jy in staat gaan wees met 'n huidige polismag wat nie eers kriminele kan beklei nie. Dat jy in staat gaan wees om daai waansinnige hordes uit jou dorp uit te hou. Sonder bevel en beheer. Sonder 'n militêre weermag wat almal gewapen is, waar die opnames gemaak is van wapens, waar die opnames gemaak is van ammunisie wat beskikbaar is. En dan wil jy, as daar 4 en 5 boerelegioen oukies nou opdaag, wat julle op gaan staat maak, julle gaan hulle roep, want julle vra vandag al, as daar 'n insident is, waar is die boerelegioen? Die boerelegioen is jy, man. En as jy nog nie daai boodskap gekry het, die ou maat, dan gaan jy hom nooit kry nie. Dan moet jy maar een kant sit in verrot. En dan gaan jy maar moet verantwoordelikheid vat vir die beskerming van jou vrou, van jou kind. Dis hierdie tipe goed, man, wat maak dat 'n mens se hart dit nie kan hou nie, man. Dis julle wat maak dat 'n mens moet kwaad word en hierdie tipe goed skree.
Want ek skree nou in jou oorgate, dat jy vir eens en vir altyd kan luister. Want ek het nie 'n platform van waar af ek jou in jou oë kan kykie. Ek kyk jou nou in jou oë. As ek in daai kameruitjie kyk, dan kyk ek in jou oë. En jy kan besluit of jy hierdie video wil kyk, en of jy hom gaan afgooi, of jy hom gaan delete, maak jy aan my saakie. Ek het my kant gebring om vir jou die waarheid te vertel, want dis die waarheid. Die waarheid is, jy potgieter, jy Willem Petzer, jy Skalk van der Merwe, jy Media 24, die vyande van Louis Liebenberg, sit heeldag en kyk hoe julle ons onder die bus kan ingooi. Potgieter, jy van alle mense, het my gebel toe ek in die hospitaal was met die hartomleidingsoperasie. Jy het vir my vrou gesê dat jy's verskriklik jammer oor die skade wat jy aangerig is, dat jy betaal is om dit te doen en dat jy sal dit nie weer doen nie. En wragtig, hier kom jy en jy doen presies dieselfde. Doen skade. Is dit al wat jy het om te doen, man? Is jy nie meer in die polisie dat jy kan gaan regte skelms vang nie? Is dit al wat jy heeldag sit en doen? Jou gat is seker net so dik al van al die sit. Jy weet, daar kom tye wat 'n mens 'n bietjie moet onchristelik dalk optree, volgens julle beoordeling van 'n Christen. Daar kom 'n tyd vir alles. En dit is nou my tyd om vir jou reguit te sê, Chanel Gerber, jy het skade veroorsaak in jou volk. En jy gaan die verantwoordelikheid vat, want dit gaan 'n bewysstuk word, as die aanhitsing tot geweld teen 'n mede-wit broer, Louis Liebenberg, gaan uitloop op 'n sluipmoord, of 'n poging tot 'n sluipmoord. Daai video van jou is 'n bewysstuk, hy hardloop die hele wêreld vol, waar jy die leeu aanhits om die sogenaamde wolf, wat jy besluit het is 'n wolf in skaapsklere, te gaan verslind. Jy weet, hier's malkoppies onder ons, malkoppies, ouens wat se koppe heeltemal raas. En ek wonder of jy rekening hou daarmee, dat jy op die geestelike vlak beweeg, maar jy mislei. Jy mislei jou mede-volgelinge, die ouens wat soos jy glo. Ek is jammer vir hierdie boodskap, ek gaan hom uitstuur, en dis dalk tyd dat jy die waarheid hoor. Ons beplanning vir die jaar is om soveel as moontlik mense in die woongebiede opgeleid te kry. Want die probleem kom. Ek wat op die onderhandelingsvlakke sit, wat op strategiese vlakke beweeg, wat tussen leiersfigure beweeg, verstaan hierdie goed. Ons verstaan dat hier kom 'n oorlog. En hoor vir my, hier kom 'n oorlog. En my vraag aan jou is jy reg vir 'n oorlog? En die oorlog gaan nie op 'n slagveld buitekant die dorpe wees nie. Die oorlog gaan in die strate en in die steegies en in die gange en in die woongebiede, in die straatblokke en uit die woonstelblokke uitgebeur, soos wat dit in Afghanistan, in Sudan gebeur het. En soos wat dit huidiglik in die Oekraïne gebeur. Moenie julle laat mislei deur politici wat loop en nonsens praat oor wapens nie. Ek kan vandag met die grootste eerlikheid en met die grootste waarheid kan ek vir jou sê dat die revolusionêres onder die swart volkere is lankal reg vir oorlog. Hulle wag vir jou en vir my om die oorlog te aanvaar. En al hoekom die boere nog nie die oorlog aanvaar het nie, is een rede. Daar's een rede voor. Is omdat jy nog nie reg is nie.
Jy is nie in 'n peloton of in 'n company of in 'n regiment nie. Die leierskap in ons dorpe is nie reg nie. Daar is nie 'n netwerk nie. Daar is nie skakeling nie. Daar's vyandigheid, ja. Daar's vyandigheid teen manne soos die Boerelegioen, manne soos die AWB, manne, ons word gebrandmerk as ver regs, terwyl die waarheid is dat ons is net realisties. En die ou wat hierdie video kyk en 'n idee of 'n persepsie het dat Isak van Sail is 'n verregse ekstremis, gaan kyk asseblief al my video's van die begin af. Gaan kyk na al ons optredes van die begin af. Moenie dat die naam Boerelegioen jou mislei nie. Die naam Boerelegioen gee dalk vir ons 'n etiket. Maar ons maak 'n duidelike standpunt deur die naam Boerelegioen dat hier is 'n klein wit boerevolkie aan die suidpunt van Afrika wat in 'n baie klein minderheid funksioneer en wat nooit onderskat moet word nie. En dat hierdie volkie het 'n militêre vermoë. Hierdie volkie het 'n polisieeringsvermoë. En dis al wat ons probeer doen, is om vir jou 'n vermoë te gee om jouself te kan verdedig en as deel van 'n span op te tree wanneer optrede vereis word. Dis al. Niks links, niks regs, niks anders nie. Net dit. En as jy dit nie verstaan nie, my ou maat, wil ek voorstel, gaan terug graad 1 toe en gaan leer basiese begrippe. Want eenvoudiger kan ek die Boerelegioen se konsep nie vir jou verduidelik nie. 'n Potgieter, jy moes nooit 'n offisier geword het in die polisie nie. Ek dink jy was 'n regte polisieman nie, eerlikwaar. Ek het jou nie navorsing oor jou gedoen nie, ek weet nie waar kom jy vandaan nie, maar ek dink jy was dalk 'n reservis op jou dae. Jy tree nie op soos 'n polisieman. En as jy 'n polisieman is, dan dink ek, kry jy geld onder die tafel deur om skade te veroorsaak. Dis my opinie oor jou. Ek het jou nog nooit ontmoet nie. Ek het 'n paar keer met jou oor die telefoon gepraat nadat jy kom mooi praat het by my. Kom ekskuus sê het vir jou rol in my hartaanvalle. Maar my rol as die leier van die Boerelegioen speel ek. En ek speel hom uit. Ons het niks verander nie. En ek wil net gou verduidelik hoekom ek so sê. Ons speel 'n polisieeringsrol. Hoewel ons bekend staan as die Boerelegioen en ons het 'n weermag karakter en ons het 'n weermag kultuur wat ons probeer skep, juis omdat ons met burgerlikes werk, probeer ons die manne in 'n bevel en beheer struktuur gewoond maak. Maar ons rol is 'n polisieeringsrol. En jy, Potty, behoort dit te verstaan. Ons is nie polities georiënteerd nie. En wanneer ek as die leier skakel met politici, mense met politieke ambisie, mense wat politieke aspirasies het, soos Neil de Beer onder andere, soos Louis Liebenberg wat te kenne gegee het, hy gaan die politiek betree. Hy is nog nie. So aanvaar dat Louis Liebenberg praat nie namens die boerevolk nie, die wit volk in die land nie, hy praat nie. Hy praat namens Forever Diamonds and Gold op hierdie stadium, dis waar hy is. Hy het nou die Waarheid Koerant gestig, so hy praat namens die Waarheid Media, en hy praat namens Toekomsfront, wat 'n burgerregte organisasie is, wat onlangs gelons is. So as hy praat hy namens daardie 3. En die ondersteuners van daardie organisasie wat, ek kan vir u sê, by die 100,000 seker al loop. Die volgelinge van die Boerelegioen is by die 100,000. Op die verskillende platforms is dit seker so by die 150,000. So ons loop, wat dit aanbetref, loop ons voor. Ek sien nie ander organisasies wat doen in die veld, wat
Forever Diamonds and Gold op hierdie stadium doen nie. In 'n poging om jou ekonomies vry te maak. In 'n poging om te keer dat wanneer die rand val, want ek kan nou vir jou sê, en dis die pad wat die lande loop. Zimbabwe het oornag het sy Zimbabwean dollar niks werd geword. Hy het vandag nog met 'n 20 Zim dollar 'n brood gekoop. Môre oornag, die volgende oggend, en die Zimbabweërs, die ouens wat van Zimbabwe afkom kan getuig, het daardie selfe dollar, 20 dollar, kon nie 'n brood koop nie. Jy het 'n brood vir $1000 gekoop, toe die ekonomie val, toe hulle randwaarde, toe hulle geldwaarde in die grond induik. En ons sien stelselmatig hoe die rand se waarde afgetakel word. En wanneer het Zimbabwe se dollar geval? Toe Mugabe die grond gryp. Oornag. Wat is hier in die pyplyn? Grondgrype. Onteiening van grond sonder vergoeding. Dink jy die rand gaan staande bly? As daar klaar sprake is dat banke genasionaliseer gaan word. Dit het in die hoofstroom media verskyn in persberigte die afgelope week. Jy sal moet begin wakker word, my volksgenoot. Jy sal moet begin dink, my volksgenoot, want jy is op die mespunt gebalanseer op hierdie stadium, en jy het net een kant toe om te val. Of binne in die boerelegioen se bevelstruktuur in, of tussen die wolwe in, wat jou gaan verslind, en jou gaan opvreet, en jou gaan vernietig, dat daar van jou en jou nageslag niks gaan oorbly nie. En hoor van my, jy met jou gevolgies wat loop en die boerelegioen, die Suidlanders en Louis Liebenberg aanval. Kom ek sê gou vir jou, daar's net 3 organisasies wat hierdie land deur die gemors gaan trek. Louis Liebenberg op sy ekonomiese front, die boerelegioen in tuinstedelike situasies, die Suidlanders met hulle nasionale noodplan. Ek het hierdie situasie baie geanalyseer, daar's geen ander plan nie. Ek en Wynand de Tooy het nog nooit met mekaar gepraat nie, maar ek dink die tyd raak al nader, dat ek en hy en Gustav Miller om 'n tafel gaan sit, en die situasie in terme van die nasionale noodplan, en in terme van die aanloop tot die dag wanneer daar totale anargie is, sal ons moet bespreek, en ons sal ons strukture in die dorpe moet baie sterk kry, want die polisie gaan nie vir ons help nie. Hoor wat ek vir jou sê, die hart van die polisie is dalk nog dieselfde, die bevelstruktuur is dalk nog goed, maar op die grond is die vyandigheid teenoor die blankes net te veel. En hulle gaan ons nie wil help nie, hulle gaan ons nie help nie. Ons moet 'n vermoë kry in ons dorpe wat kan respond, wat misdaadvoorkoming kan doen en wat sake kan ondersoek. As ons dit nie het nie, het ons 'n probleem. En dit sal met mense wees wat opgelei is om selfs vir aanklaers en verlandroste te help oplei, want daar is ook 'n leemte in regspleging. Bear with us, sluit aan by die boerelegioen, dit is, die organisasie is uit die volk, vir die volk, en hou tog in hemelsnaam op om vir my te vra, waar is die boerelegioen? Boerelegioen is oral. Jy's of vir ons, of jy's teen ons. En as jy begin om teen ons te praat, dan moet jy nou maar verskoon as ek jou naam hier noem. Potty, Willem, ek sien daar's van die ander ouens daarom wat probeer om met ons goeie kommunikasie te hou.
ouers wat tradisioneel ons vyande was. Maar dis onnodig. Dis onnodig. Jy weet, as die organisasies in die land mekaar gaan begin ondersteun, en mekaar gaan begin promoveer, en die leierskappe begin uit een mond uitpraat, weet jy, dan het ons nie nodig om 'n grondwet vir 'n volksraad te hê nie. Dan weet die een mos van die ander een, en hy weet mos wie sy vyand en wie sy vriend. Gelukkig het die Boerelegioen nog meer vriende as vyande. Ek kan dit verseker. Baie meer vriende as vyande. Hierdie vyande moet net bykom. Al wat ek vir jou vra, en ek vra nou vir jou dieselfde wat ek daai tyd vir die Crusaders gevra het. Daar's 'n protokol, kom beweeg in hemelsnaam binne die protokol. En daai protokol is aan die regte kant van die wet. Die volk kan sterk word en hulle self struktureer aan die regte kant van die wet. Wil jy regtig hê dat ons moet weghardloop as die rooi overalls opdaag? Dis jou besluit. Ek en die bittereinders praat baie. Boerelegioen beweeg net nie op die vlak wat hulle beweeg nie, op die protesvlakke nie. Maar ons praat. By elke skoolscenario, by elke ouetuis scenario waar hulle betrokke was, het ons Boerelegioen manne binne in die gebou gehad, gewapende manne. Wat reg was as daar skade aangerig word aan die skole of aan die infrastrukture, of wanneer lewens regtig bedreig word. Ons wil nie in straatoorloë betrokke raak nie, in vuisgevegte en mekaar met stokke slaan. Ons wil liewer gereed wees as hulle met wapens kom, laat hulle in die boere se 303 lope vaskyk. En dan moet hulle 2 keer dink voor hulle die sneller trek. So dis die onmiddellike handelingsdrills wat ons mense leer. Ons is nou in die begin van die jaar. Moenie die jaar ingaan op dieselfde manier wat jy hom uitgegaan het, want dan gaan hierdie jaar vir jou niks beteken nie. Maak vandag 'n besluit terwyl die jaar nog vroeg is. Ons is nou by die 6de. Terwyl die jaar nog vroeg is, maak jou keuses reg. En een van die keuses wat jy moet maak, is om op te hou om jou broer onder die bus in te gooi. Dis onnodig. Ander keuse wat jy moet maak, is om te leer wat liefde is. 1 Korintiërs 13. Salie. Volksverraaier, dis wat my hart uitskree met skaapklere aan. Jy's nie van my Elohim se lammers nie. My Elohim addergebroedsel sal kom vir jou. 'n Leeu op die slagveld gaan jy ontmoet. Ons hand sal op jou nek wees, sy naam, Jahwe. Ons het hom lief. Ons vereer die wat hom aangeroep het. Jy sal nie vergifnis ontvang vir jou dade, saam Dingani. Nee, vervloek sal jy wees. Amen. Volksverraaier.